En ek en jy moet eintlik besef, ons veroorsaak heeltyd kettingreaksies in ons lewe, heeltyd. Moenie dat iets jou ooit terughou om nader aan Jesus Christus te beweeg nie. So Saggeus, klim op. Sy lewe soos 'n tans is nie reg nie. Dit kan nie so aangaan nie. Hy moet Jesus ontmoet, want waar Jesus is, daar is hemel. Amen. Breek die negatiewe siklusse wat jou lewe kenmerk. Waarlik waar, U verdien al die glorie. Here, want U is hoog en U is verhewe en al die lof kom U toe. Here, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het in hierdie oggend om die gemeente na U toe te kan bring. Here, om elkeen van ons aan U voete neer te kan lê. Here, in hierdie oggend is dit 'n diens wat ons bymekaar kom op 'n Sondag om aan U al die lof en die eer en die danksegging te bring. Here, ek het so gestaan en dink vandag is dit 52 dae wat U vir ons gegee het, 52 Sondae wat U vir ons gegee het, Here, dat U huis oop was waar ons kan kom en U aanbid en U kan loof. Here, want U is waardig om geloof te word. Here, U is die Messias, U is die groot persoon by wie ons wil aanbid in hierdie oggend. Daarom wil ons na al U lof en eer aan U bring. Maar ons wil ook vir U dankie sê. Here, U het vir ons deur hierdie jaar gedra. Ek het so ook gekyk na ons tema vir die jaar, oorvloed. Here, U het vir ons oorvloedig geseën. Here, die woord het uitgegaan in die oggend en in die aand, op 'n Sondag en ander tye ook in al daardie geleenthede. Daarom ons vir U dankie sê, Here, vir daardie geleenthede wat dit ons kon kry om U naam te kan kom groot maak, maar ook, Here, om terselfdertyd te hoor wat U vir ons wil sê. En ons sê vir U baie dankie. Here, maar in hierdie oggend is daar miskien mense wat behoefte het. Here, deur die jaar het U mense se geliefdes ontneem en hulle moes hierdie Kerstyd en miskien die nuwe jaar wat deurgaan met hulle alleen deurbring. Ons bid vir daardie bedroefdes, Here, dat U met elkeen sal wees en ons sê vir U dankie dat ons vir hulle kan opdra in hierdie oggend. Here, maar ons weet U is 'n groot God en U sal vir hulle bemoedig en U sal vir hulle versterk. En daarvoor sê ons vir U baie dankie. Here, my gebed in hierdie oggend vir elkeen van ons wat hier is. Ons wil ook bid vir ons lede wat nie hier is nie, Here, wat met vakansie is. Waar ook al, Here, dat U met elkeen sal gaan en dat U elkeen veilig na hulle plekke waar hulle wil gaan en ook terug. Here, dat U hulle sal behoed en bewaar, maar ook die woord wat vanoggend sal uitgaan. Here, dat U vir Pastor George se lippe sal salf, dat ons sal weet dit is 'n woord wat van U afkom en ons sê vir U dankie daarvoor. Wees met elkeen van ons, Here. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. En ek wil julle vra, as jy jou Bybel het, anders kan jy sommer so op jou foon oopmaak. Lukas 19 vanaf vers 1 kan jy so lank oopmaak. Dit gaan ons teksgedeelte vir die dag wees. En ek wil met jou praat oor veroorsaak 'n kettingreaksie. Veroorsaak 'n kettingreaksie. Nou die definisie van 'n kettingreaksie is 'n aanvanklike of 'n beginaksie wat dan nou 'n reaksie veroorsaak en daai reaksie veroorsaak weer 'n aksie op iets anderster soos reaksie op reaksie op reaksie. Maar eers het dit begin. Ek verstom my altyd as loop die televisie wys of jy kyk op van ons sosiale media mense wat domino so reg op pak. Weet mos die domino blokkies so reg op pak. En dan tik een ook en begin hy ding te rol. Dan gaan dit so op en oor en alles en ek hoor die rekord vir die meeste dominos in die wêreld wat gepak is wat met so 'n kettingreaksie omgeval het. Die eerste enetjie is getik en die res het omgeval. Daai julle kan nie glo nie, net onder 4,5 miljoen blokkies. Kan jy dink dit het in Duitsland gebeur? Kyk, dis Duitse presisie, né, wat hier plaasgevind het. Dan was daar blykbaar ook 'n tipe van 'n
'n menslike domino ketting wat gevorm is daar in Mongolië jare terug en 10.276 mense in die city van Ordos het daar gesit en hulle het so gesit en dan een omgeval en ander, so daar was 10.276 mense wat omgeval het. Dit moes nogal 'n gesig gewees het, né? Om dit te sien. Maar op 'n persoonlike vlak, vir my en jou, beteken dit om iets te doen wat 'n reaksie in iemand anders se hart veroorsaak en lewe veroorsaak en daai aksie of reaksie word dan nou verder gedra en dit tref ander mense om my. En ek en jy moet eintlik besef ons veroorsaak heeltyd kettingreaksies in ons lewe, heeltyd. Elke oomblik van ons lewe is ons eintlik besig om 'n soort van 'n kettingreaksie te veroorsaak. Of jy begin dit of jy dra dit wat met en in jou gebeur het net verder. So jy's 'n reaksie op 'n aksie, maar jy's eintlik die aksie wat nou die volgende reaksie veroorsaak, né? En ons lees in Lukas 19 vers 1 tot 10 van so 'n man, so 'n mens wat 'n kettingreaksie begin het omdat hy Jesus Christus in sy lewe ontmoet het. Ons lees die storie van Saggeus en daar staan in Lukas 19 vers 1 en hy het in Jerigo gekom en daar deur gegaan. En daar was 'n man met die naam Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien, wie hy was. Maar vanweer die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. Hy was uitermate kort gewees. En hy het vooruit gehardloop en in 'n willevye boom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. En toe Saggeus by die plek kom, kyk hy op en hy sien hom en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag aan jou huis bly. Die ander vertaling sê ek moet vandag na jou huis toe gaan. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Halleluja. Saggeus, lei ons af, was 'n soekende man gewees. Hy het van Jesus gehoor, hy het van hom verneem, hy het gehoor Jesus gaan daar verbykom en hy wou hom graag sien. Hy wou graag nader aan Jesus beweeg. Iets het hom gedring. Sy gees het geroep na iets meer. Sy gees het geroep om met die lewende God 'n ontmoeting te hê. En ek gaan vandag net 3 dingetjies vir julle noem, 3 sake noem van hoe in hierdie man se lewe 'n kettingreaksie begin het en hoe dit ook in jou lewe kan begin en jy dit verder kan dra. Die eerste een is, moenie dat iets jou ooit terughou om nader aan Jesus Christus te beweeg nie. So Saggeus, klim op en kyk oor dit wat die hindernis is, dit wat die blokkade is. Kom nader, moet dat niks jou keer om nader aan Jesus te beweeg nie. Moet dat niks jou keer nie. Kyk oor die versperrings, die blokkades, die hindernisse, dit wat keer dat jy Jesus nie duidelik sien en nie 'n innige verhouding met hom kan hê nie. Jesus se reputasie het hom vooruit gegaan. Saggeus het gehoor van duiwels word uitgedryf, siekes word gesond gemaak, God se hart word in lering geopenbaar en hy wou so graag hierdie Jesus ontmoet. En mense voel mos verskillend oor Jesus. Party is baie lief vir hom. En daarom is ons hier vandag, want ons is lief vir hom. Ander mense haat hom. Daar's mense wat hom teestaan. Jy kan kyk, sê hy bestaan nie en hy was net 'n gewone mens, hy wil niks met hom te doen hê nie. Maar daar's daar hierdie unieke groep mense in die wêreld vandag. En dalk is jy deel van daai groep mense. Jou gees en jou hart soek. Soos Saggeus se hart na God gesoek het, soek jou hart na iets meer. Ja, jy het alles al ervaar in die lewe, maar steeds is jou gees leeg. En jy weet daar's meer in die lewe. En jou gees roep na realiteit. Jou gees roep om Jesus Christus te vind. Saggeus was eintlik 'n baie slegte man gewees, regtig, 'n bose man. Hy het 'n verkeerde lewe gelewe, maar tog het iets hom gedryf. Daar was 'n groter dryf in sy hart wat hy nie kon onderhou nie. Daar was soos 'n borreling in sy siel. Daar was iets wat heeltyd wat wil opdruk en sê ek moet by die Here uitkom. Daar's meer as net dit wat ek nou beleef. Ons sien op geldelike gebied was hy
baie ryk gewees. Hy kon alles koop wat sy hart begeer. Alles wat die wêreld vir hom kon bied, kon hy bekostig, maar tog was hy armoedig in sy siel gewees. En Saggeus wil so graag naby en nader aan Jesus kom. Hy wil hom sien, hy wil hom hoor, hy wil sy gesig sien. Sy gees roep na iets dieper, na sinvolheid, na liefde, na God, na die lewe. Maar hy het 'n uitdaging gehad. Hy was kort, baie kort gewees. Hy was soos Faf. Hy was kort gehad. Hy was baie kort gewees. Hy kon nie oor die mense kyk nie. Kan jy nou dink iemand soos Etsebet staan voor Faf by die tilpunt waar jy moet betaal. Ek dink heeltyd hy kan nie oor hierdie ou kyk nie, hoor. En dis presies wat Saggeus hier beleef het. Hy kan hom nie sien nie. Ons almal sukkel baie keer om Jesus te sien of naby hom te kom, omdat dinge ons blokkeer om hom te sien, om naby hom te kom. Soms is dit ander mense. Ons het onlangs gelees van een van ons groot geestelike leiers in die land en almal is nou up en arm, so die ou wat nou sy huwelik op die rotse geloop het. En baie mense sê, ja, dit is hoe Christene is, wil hulle nie 'n Christen wees nie. En ou lees hierdie goed en baie keer kyk ons vas teen mense wat fouteer en mense, ons ken nie altyd die omstandighede nie. Maar ons kyk vas teen mense se keuses en mense se optredes en ons kan nie nader aan Jesus kom nie, want dit staan soos iets groot hier voor ons. Ons kan nie omkyk nie oor kyk nie, dit staan voor ons. Ander keer ons eie sondes en ons mislukking, ons eie teleurstellings staan voor ons, groot voor ons pyn, ons mismoedigheid, ons verliese, dinge wat ons beleef het in die lewe, kom staan nie voor ons. Dinge wat met ons gebeur het. En dit voel vir ons, dit hou ons 'n bietjie weg van Jesus, of wat ek nie naby hom kan kom, en nie naby hom kan wees om hom te hoor en hom te ervaar nie. Nou tollenaars was soos belastinggeharders gewees. Hulle was gehate mense gewees. Julle moet onthou, daai tyd in Israel het die Romeinse ryk hulle beset. En hulle was 'n geharde nasie. Hulle het met 'n ystervuis regeer, met 'n ysterhand regeer. En hulle het wreed en boosaardig teen enige opstand opgetree. Hulle het mense gekruisig. Onthou, Jesus was nie die enigste gekruisig nie. Hulle sê duisende mense is tydens die Romeinse ryk gekruisig toe hulle oorheers het op aarde. Dit was hulle manier om vrees in te boesem. Hulle sou mense in die openbaar kruisig en sê, durf jy net ergens 'n bietjie opstandig raak en gebeur dit met jou. En dit was die manier wat hulle vrees ingeboesem het. En hulle was baie genadeloos gewees. En hierdie belastinggeharders het vir hulle gewerk. Mense van Israel, Jode, wat vir hulle gaan werk het. Hulle het langs die paaie by die tolpaaie gesit en hulle belasting gevra vir die mense. En hulle was skelm gewees. Hulle het gewoonlik te veel geld gevra. Hulle het dit van mense afgepers. Hulle het mense gedreig. Hulle het arme mense uitgebuit. Hulle was gewetenlose mense gewees, hierdie tollenaars. En dan staan hier in die Bybel, en Saggeus was die hoof van hulle gewees. Hy was die hooftollenaar gewees. Nou moet julle weet hoe laag hy in sy siel moes gedaal het en hoe koud hy in sy gees moes geword het. Hy was 'n baie slegte man. Julle weet Matteus, wat die Matteus evangelie geskryf het, was ook 'n tollenaar. En hy's verander en hy het een van die disippels geword. Dit wys dat Jesus kan ons verander. Kan ons haleluja sê? Haleluja. Maar is Saggeus so sleg en is hierdie goed in sy siel en dat hy so laag gedaal as 'n mens, is daar steeds in sy gees 'n honger. Want dis hoe ons geskape is. Ons siele kom nooit tot rus tot dit nie Jesus gevind het nie. Tot ons nie ons lewe ten volle vir hom oorgegee het en gesê het, Jesus neem beheer, kom was my sonde weg, kom leef in my hart nie. En die gees, glo ek, het Saggeus se hart geroer en die gees van God het hom getrek en hy het dit beleef as 'n nuuskierigheid, maar eintlik was dit die gees van God wat hom getrek het. En hy het dalk ook gevoel op hierdie stadium van hy weet nie waar sy lewe op pad is nie, ons weet nie hoe dit by die huis gegaan het nie. Julle moet onthou, hy was veragtelik in die oë van die Joodse samelewing gewees. Maar iets het hom gedryf, hy moet by Jesus uitkom. Sy lewe soos 'n tans is nie reg nie, dit kan nie so aangaan nie. Hy moet Jesus ontmoet. Hy moet Jesus sien en niks kan hom keer om by Jesus uit te kom nie. Nie sy lengte nie, nie die skare nie, niks nie. En so moet niks jou en my keer om by Jesus uit te kom nie, want hy gee lewe en hy gee die antwoord. En hy bring weer vrede in jou siel, kan ons haleluja sê. Maar hy was kort en hy kon nie verby die mense kyk nie. Mense. Baie keer kom staan mense voor ons. Ons kyk so na mense, ander Christene en wat mense doen. Moenie kyk verby en oor mense. Klim in die wille vye boom, kyk oor hulle, nee. Sien Jesus, want hy is jou antwoord.
En die duiwel sal jou altyd wys op mense se foute en tekortkominge. Kyk wat maak hulle, kyk wat maak hulle, kyk oor hulle en sien Jesus. Sien Jesus. Ons almal het al dit beleef. Ons het al self mense teleurgestel, is dit nie so nie? Ons almal doen dit, ons is maar gewoon. Maar hy wil hierdie mensblokkasie oorkom, sy lengte, hy wil die probleem oorkom. Hy wil hom duidelik sien, hy wil sy liefdevolle stem hoor, hy wil sy liefdevolle oë sien, hy wil die heerlikheid van Christus beleef. Hy wil oorkyk. Soms moet ons oor ons verlede kyk. Baie mense sal sê, ek is sleg. Kyk oor jou verlede. Moenie aan die duiwel jou verlede tussen jou en Jesus kom gooi nie. Jou foute, jou sonde, jou teleurstellings. Klim op en kyk oor en sien hom raak. Moenie vaskyk teen dit wat die duiwel voor jou gooi en Jesus miskyk nie en nie naby aan hom beweeg nie. Kom nader na hom. By hom is alles wat ons nodig het. Kan ons almal sê? Saggeus wou nader beweeg. Wil jy ook vandag nader aan Jesus beweeg? Dalk het 2025 klomp goed in jou pad gegooi dat jy al weggedryf het van Jesus of dalk was jy nog nooit naby aan hom nie. Maar daar's goed tussen jou en jy weet ek moet oor hierdie goed kyk. Ek moenie dat die goed my blokkeer nie. Ek moet oorkyk en ek moet Jesus raak sien. Ek moet sy oë sien, ek moet sy stem hoor, ek moet sy teenwoordigheid beleef, want dis waar die antwoord is. Daar's 'n wonderlike belofte in die woord: nader tot God en hy sal tot jou nader. Jakobus 4:8. Wat 'n wonderlike vers. So die eerste ding is kyk oor, klim op en kyk oor. Kyk oor al hierdie goed wat jou keer om Jesus raak te sien en naby hom te kom. En die tweede ding is reageer op Jesus se uitnodiging om jou persoonlike spasie, jou hart, jou huis, jou menswees te betree. Saggeus sit daar bo in die boom en Jesus loop verby en hy gaan stop. En hy kyk op. Dit was 'n oomblik gewees het toe Jesus gaan stop het. En hy sien Saggeus. Hy sien hom raak en hy sê vir hom: Saggeus, maak gou, klim af. Hoor hulle die dringendheid in Jesus se stem? Maak gou, klim af want ek wil na jou huis toe gaan. Maar interessant, hy sê vir hom Saggeus. Niemand het vir hom gesê dis Saggeus nie. Jesus ken jou naam. Hy het dalk nie Jesus geken nie, maar Jesus ken sy naam. Jesus het Saggeus se naam geken. Baie mense hou mos daarvan om so onder die radar te vlieg. Jy weet, ek is ook 'n semi-introvert. En julle introverte weet mos al van ek praat. Jy kom in 'n kerk en altyd 'n bietjie laat, né? Niemand moet jou groet nie. Daar by die deur wil hulle jou hand skud, jy skud niemand se hand nie. Jy kom net in die kerk in. Voor die diens klaar is jy uit, né? Jy wil net jy's half onder die radar, jy wil anoniem wees. Jy wil so half in die skare verdwyn. Niemand moet jou sien nie. Jy's daar, maar jy's ook nou nie regtig daar nie en jy's half anoniem en niemand weet iets van jou nie. Jy's maar net so daar. Jy mag dalk voel jy's anoniem, maar God ken jou naam. Hy ken jou. Hy ken jou storie, hy ken jou pyn, hy ken jou verlies. Hy ken jou trane in 2025. Hy ken jou soeke in jou siel, hy ken jou leegheid, hy ken jou gemoedstoestand. Hy ken jou op jou beste, hy ken jou op jou slegste. Hy sien die verlangens in jou siel raak vandag, want hy ken jou by jou naam. Hy ken jou by jou naam, hy sê Saggeus, ek ken jou. Ek sien jy's 'n slegte man, maar ek sien daar's iets meer in jou. Jy soek my, klim af. Hebreërs 4:13 sê, God is die God wat sien. Daar is niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En hy sê hy sê klim af, gou, wil na jou huis toe gaan. Daar's 'n dringendheid wat die Gees beteken by jou bring, dat jy net weet, ek moet by Jesus uitkom. Ons leef in ernstige tye. Daar's geen waarborg dat jy nog môre gaan leef nie. Daar's geen waarborg nie. Jy wat hier is vandag in hierdie kerk, daar's geen waarborg dat jy môre hier gaan wees nie. Vandag sê die woord, as jy sy stem hoor, moet nie jou hart verhard nie, maar maak jou hart en lewe vir Jesus oop. Reageer vandag. As Jesus sê gou, jy voel dit nie binne, ek moet gou doen wat God van my vra. Moenie sê later nie. As die Heilige Gees vir sê gou, dan is dit gou. Dan maak jy vinnig jou hart en jou lewe vir hom oop, dat hy kan inkom. En Jesus doen twee goed. Hy noem Saggeus op sy naam. Weet julle wat beteken Saggeus? Ek dink hy het meer net die klanke van sy naam gesê. Saggeus het 'n inhoud. Dit beteken ietsie. Saggeus beteken rein een. Onskuldige een. Skoon een. Toe hom roep, toe sê die God van hemel en aarde vir hom, rein een, klim af. Maar dit was so ver van wat hy was. Hy was vuil en hy was onrein en hy was wreed
En hy was sleg. En hy was veragtelik. Maar God sien meer in ons. Halleluja. En hy het sy seun Jesus vir ons aan die kruis gestuur om ons te kom red en ons sonde weg te was. Hoor jy vandag die Gees van God wat ook na jou en my roep? Jy sê dalk ek is die vuil een. Nee, die Here sê jy kan die reine een wees. Jy sê ja, maar ek is die harde, wrede een. Nee, jy kan die sagte, liefdevolle een word. Jy sê ja, maar ek is so nee. Ek's 'n loser. Ek's 'n loser. Hoor wat sê die Gees van jou, jy's meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus, dit wat jy kan word. Halleluja. Dis die eerste ding wat hy doen. Die tweede ding wat hy doen is hy sê ek moet vandag na jou huis toe gaan. Saggeus, ek moet in jou huis gaan bly vandag. En Saggeus moes gedink het na my huis toe. Na my huis toe, my persoonlike spasie. Weet die Here wie ek is? Ken hy my? Weet hy hoe mense oor my voel? Maar hierdie leer my dat Jesus skrik nie vir ons gemors en ons stikkend in ons verlede en ons dramas nie. En ons dink Jesus gaan my wegwys. Jesus het nog nooit iemand weggewys wat hom gesoek het nie. Nog nooit. Nog nooit. Hy sal jou ook nie wegwys nie. Hy wys niemand weg wat na hom toe kom nie. En Saggeus, dit weet Jesus goed. Hy's 'n skurk. Hy's 'n skurk. Hy's agterbaks, hy's oneervol. Hy steel by weduwees en arme mense. Hy't 'n koue hart. Maar Jesus sien ook daar's 'n soeke. Hy reageer op die roering van die Gees in sy siel. En hy sê Saggeus, omdat jy my soek, wil ek na jou huis toe gaan. Ek wil jou persoonlike spasie betree. Ek wil jou persoonlike spasie betree, Saggeus. En dan gaan Jesus na sy huis toe. Kan julle dink? Saggeus kom by die huis en sê vir sy vrou, jy moet kook. Jesus is op pad. En hy sê vir die kinders, gaan was julle hande en julle voete en kam julle hare. Jesus is op pad. En ons lees in vers 7 dat die mense kla en mor en murmureer dat hy by 'n sondige man tuis gaan. Maar Jesus gee nie om nie. Want hy het juis gekom om te soek en te red wat verlore is. Hy het gekom om my en jou lewe te kom verander. Om ons te vergewe, ons nuut te maak. Deur die werking van sy Gees. En Jesus betree die man se persoonlike ruimte. En Jesus wil jou hart, jou huis, jou lewe betree. Hy wil nie net hê ons moet kerkchristene wees wat Sondag hier sing en loof en prys nie. Nee, ek moet net so hard by die huis sing en loof en prys. Jesus moet daar tuis wees. My huis is ook 'n tempel. My hart is 'n tempel. My kar is 'n tempel. My huis is net so heiligdom soos hierdie gebou. Want waar Jesus is, daar is hemel. Amen. Waar Jesus is, daar is hemel. Mag ons as gemeente altyd sien, as ons hier by die kerk is, die stomp mense wat hier in die bome sit om ons. Saggeuse. Hulle lyk 'n bietjie anderster, hulle ryk 'n bietjie nog na twak. Jy weet mos, né? Jy ryk nie, hierdie ou is nog swaar in die Gunston. Wat ken jy nog Gunston? Julle. Die ander ou sit, jy ryk hom. Hierdie ou het bietjie diep gekyk in die bottel, hy ryk soos 'n wingerd hier langs my. Ja, nou is nog so 'n bietjie hoog. Hy kom so in die kerk in geloop, jy weet, hy het nog ietsie gesnyf gisterand, jy weet. Maar as jy mooi kyk, hy sit in die boom. Hy lyk nie soos ons nie, hy's 'n Saggeus. Hy sit hier in die boom. Elke Sondag van elke jaar sit daar mense in hierdie kerk in bome. En hulle kyk. Ja, hulle is so Saggeus, hulle lewe is nie by mekaar nie. Hulle lewe is flenters, maar in hulle harte is daar 'n geroep na meer. Hulle wil Jesus sien. En mag ons die Saggeuse sien in die bome om ons elke Sondag wat hier so sit. Hulle trek 'n bietjie anders aan. Jy dink, bietjie kort rokkie, daai, jy weet. Maar dis 'n Saggeusie wat daar sit, wat God soek. As hulle Jesus nie by ons kan vind nie, waar dan? Waar dan? Want elke Sondag gaan Jesus hier verby, by jou en by my verby. En hulle hoor hom, en hulle ervaar hom in jou groet en in jou vriendelikheid en in die preek. En hulle sien iets van die lofprysing en hulle hoor die uitroep wat sê jy kan jou lewe vir Jesus gee. Klim in die boom uit. Jesus wil na jou huis toe gaan. Jesus wil jou spasie betree. Jesus wil jou hart verander. Luister, ons is nie besig met een of ander godsdienstige speletjie nie. Jesus het gekom om jou huwelik te verander.
jou denke te verander, jou beursie te verander. Hy het gekom om jou werk te verander. Hy verander alles in jou lewe. Hy wil na my toe kom. Dis nie genoeg dat ek is nuuskierig en belangstellend, ja. In die naderkom is al baie goed. Maar dis waar baie mense kom, hulle kom nader. Maar hulle laat nie toe dat Jesus in hulle hart en hulle huis inkom nie. Dat hulle huis ook 'n tempel is nie. Ja, ons was ook in die bome gewees op 'n stadium, onthou jy 1 Korintiërs 1:26 sê, dink maar net broers, susters aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om sterkes te beskaam. Daarom eindig hy in vers 31, die wat wil roem moet in die Here roem. Ons het niks om op te roem nie. Ons was ook daai mense soos Saggeus, harte ver van God, vuil, verslaaf. Maar daar was 'n dag dat ons in 'n boom gesit het en gehoor het, kom af. Ek wil in jou hart inkom. Ek wil in jou huis in beweeg. Ons kan op niemand afkyk nie, maar mag ons die boomsitters elke Sondag hier raak sien, hè? Kyk so 'n bietjie op om elke Sondag en kyk hulle raak. Hulle sit elke Sondag hierso. Kind van God, ek en jy wat die Here dien, dalk het 2025 iets veroorsaak dat goed tussen jou en die Here ook gekom het en jou verhouding op die oomblik is nie so naby nie. Jou huis is nie 'n tempel nie en jou hart is nie meer sy tempel nie. Daar het al verkoudheid en 'n distansie tussen jou en Jesus ontstaan. Maar vanmôre voel jy weer die trek. En jy hoor Jesus wat weer vir jou sê, ek wil na jou huis toe kom. Ek wil in jou hart in beweeg. Jou hartspasie, jou huisspasie. Ek wil jou lewe vul met my heerlikheid en my liefde. Ek wil jou kom aanraak. Halleluja. Maak jou hart en jou huis vandag vir Jesus oop. Berei jou voor vir 2026. Ek gee nie wat 2025 aan jou gedoen het nie. Maar mag vandag 'n Sondag wees waar jou hart voorberei vir dit wat Jesus in jou lewe wil doen, dat jy die kettingreaksie kan veroorsaak. Dat jy Jesus ontmoet, dat jy hom soek, nader aan hom beweeg, dat jy hoor hy wil na jou huis en jou hart en jou lewe toe kom. En dan laastens, om hierdie kettingreaksie te veroorsaak, breek die negatiewe siklusse wat jou lewe kenmerk. Breek die negatiewe siklusse wat jou lewe kenmerk. Jesus is nou in Saggeus se huis, en die skare om hulle is baie, en hulle murmureer, en as Jesus is by 'n sondaar tuis. Maar dan, hierdie ongelooflike vers 8, dan staan Saggeus op, en hy sê vir die Here, hy sê nie vir mense nie, hy sê vir die Here, hy sê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir armes, en as ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4 dubbel terug, en hy gee sy lewe aan Jesus. Hy sê, Here, ek gaan nie daai ou negatiewe siklusse meer in my lewe toelaat van steel en afpers en mense verneder en mense verarm nie. Ek gaan u pad loop. En hy bekeer hom. En hy maak 'n draai in die pad en hy sê, Here, ek gaan nou agter u aanloop. Ek los dit wat agter is agter en ek kom hels die nuwe wat u vir my het, Jesus. Al kos dit my wat. Ek gaan Jesus volg. En Saggeus kom vuil by Jesus aan. Maar in Jesus se teenwoordigheid word hy die rein een, die skoon een, die onskuldige een. Die Bybel leer ons as ons Jesus soek, sal ons hom vind. En Saggeus het Jesus gevind. Jy kan ook Jesus vind. En hy sê ek kies 'n nuwe lewenstyl, 'n nuwe lewenstyl. En Jesus raak sy lewe en Saggeus sit dit voort hierdie kettingreaksie. En kan jy dink die volgende dag, toe met sy sakkie geld daar by die weduwee se deur klop en sê, mevroukie, ek is so jammer wat ek aan jou gedoen het. Hier is jou geld terug. 4 dubbel. Ek is so jammer. Jesus het my lewe verander, mevrou. Jesus het my lewe verander. Hy kom hy kom daar by die waar die mense nie kos en klere het nie en hy kom daar aan met sakke vol klere en sakke vol geld en hy bring goeders en hy sê ek gaan 'n verskil maak met my lewe. En hy sit 'n kettingreaksie aan die gang en almal neem kennis. Almal het hom geken. Saggeus het verander. Saggeus het verander en Jesus sê iets so mooi. Hy sê vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Nie net vir Saggeus nie, maar vir sy vrou en vir sy kinders en sy kleinkinders en sy agterkleinkinders. Want Papa
het Jesus gekies. En 'n kettingreaksie is in die gang gesig. En Saggeus word wat God hom bedoel het om te wees, die rein een, die skoon een, die onskuldige een. Maak nie saak waar jy is nie, jy wat Jesus nie ken nie en jy wat 'n kind van God is. God roep ander dinge oor jou lewe uit, as wat hierdie jaar vir jou gesê het, wat die bose vir jou sê, wat mense vir jou sê. En die Bybel sê, hierdie is ook 'n seun van Abraham. Hy het geglo en hy het gedoen. Hy het gekies om my te gehoorsaam. En ek sien hoe Saggeus so 'n plek in Jesus se hart kry. Dis so met verwondering wat Jesus na hierdie ou kyk. Hy kry so 'n plek in Jesus se hart. Ek weet nie van jou nie. Maar dit is nogal 'n wonderlike ding om na te streef, né? Om so 'n plek in Jesus se hart te hê. En ek wil jou vra aan die einde van hierdie boodskap of jy net jou oë sal sluit asseblief. Ek weet nie wat 2025 tussen jou en die Here gegooi het nie. Maar dalk is dit tyd om net oor te kyk, te vergewe, aan te gaan met jou lewe, agter te laat. Laat staan goeders. Klim vandag op en kyk oor. Kyk oor en beweeg nader aan die Here. Maar laat toe dat Jesus vandag in jou hart, in jou huis, in jou lewe, in jou persoonlike spasie in beweeg en jou kom verander. Dat daai negatiewe siklusse van die verlede nie meer oor jou baas is nie, jy los dit agter. En jy kies God se pad vir jou lewe. En ek wil jou vra as jy vandag in hierdie kerk sit, dit maak nie saak watter deel van die preek op jou van toepassing is nie, maar jy sê net vandag, ek staan ook op. Ek het in die boom gesit, ek het dop, ek het oor my goed gekyk. Maar ek wil Jesus vandag na my huis en my lewe toenooi en ek wil opstaan. En sê, Here, ek wil U wil doen. Ek wil my vrou gaan lief hê, met al haar gebrokenheid, met al haar tekort, met al haar vrese. Ek wil my man gaan lief hê, Here. Ek sien my man is baie keer nie maklik nie, maar ek wil hom gaan lief hê en eer en as die hoof van die huis respekteer. Kinders wat vandag huis toe gaan en sal sê, ek wil my ouers gehoorsaam, ek wil hulle die lewe vir hulle mooi maak. Maar ek wil vandag reageer op die stem van Jesus. En as jy wil reageer vandag en sê, Here, kom na my huis toe. Kom na my hart toe. Ek wil hê, Here, U moet my persoonlike spasie betree. Nie net my kerkspasie nie, maar my hele lewe, Here. En Here, ek wil opstaan. En ek wil doen wat U van my vra. Al kos dit wat. Ek wil U gehoorsaam, ek wil U lief hê.